Oom Johan, een van seker die belangrikste punte in ons vir mense wat dink ons is regtig deel van die boervolk is die geloftedag. Ek meen, dis iets wat vir my nog al die jare baie spesiaal was. Daar het baie feite uitgekom rondom die Voortrekker monument en hoe hy gebou is en deur wie hy ontwikkel is. En ek het so nou begin wonder of hierdie son wat nou daar deurkom, jy weet nou baie mense mag vir my sê, man, jy probeer nou iets maak van iets wat daar nie is nie. Maar wat was die implikasie van Bloedrivier en daarna? Wat het gebeur met die boervolk net daarna? Ja, goed, kom ons gaan aan. Ek gaan nog heeltemal die boervolk wegvat van die Voortrekker monument af. Okay. Het is apart van mekaar. Die boervolk het op 16 Desember 38 die finale gelofte afgelê, die slag is gelewer. Die belofte van bo is nagekom, soos hierdie weerlig wat hier kom. En die mense eenvoudig, jy is 'n militêre man, jy sou weet, het is onmoontlik om met 400, minder as 500 man, 10.000 of 30.000 Zulus afhangend van die bron, te klop. Dit is onmoontlik. Klaar. En die Britte het baie jare daarna met baie beter gewere, baie meer Britte, het hulle vreeslik pak gekry, teen dieselfde Zulus met dieselfde taktiek. Goed. Die boere het erken. Hulle het besluit om hulle huis te bou. Nie 'n kerk nie, 'n huis. Om hulle dankdag te hou. 'n dag ter herdenking. Dit te skryf op 'n papier, in 'n boek te skryf. Jan Baantjie se weergawe, die oudste weergawe wat ons het van daai gelofte. Die boervolk het hulle self bymekaar getrek en dit het nie lank gehou nie toe hulle nou oorval deur die Engelse. Dit is 'n paar jaar gewees, ek dink 1843, toe die slag van Khongela plaasgevind en die Britte het nou Natal ingeneem en 'n klomp boere het toe nog getrek oor die berg. Ekskuus gou, wanneer was die slag van die Zulus? Want hulle het ons met kwyslaars gehad met Engels. Dit is later, dis 1875. O, okay, ekskuus gou. Ja. Nee, dit is 'n ander dag. So die Engelse het toe in Natal beland en hulle het Natal beland. 'n groot deel van Natal beset, daar was nog steeds boererepublieke daar binne. En waarom het hulle dit beset? Eenvoudig om die boere se toegang tot die see te stak. Hulle glad nie toegang tot die see kry nie. Met ander woorde, die Britte was van die begin af, vandat hulle vir die Hollanders, vir Nederlanders, vir Jan van Riebeeck hulle kom inneem het in die Kaap, was hulle plan om die land te verower, om vir hulle finansiële Heeltyd vir die British East India Company. Kyk, die Britte het nie soseer die binneland skoongemaak nie, hulle het agter die trekkers aangeloop, ek noem trekboere. Dis die trekboere wat met die inheemse stamme akkoord gegaan het en weiding gehuur het. As ek byvoorbeeld Louis Trichardt voor die trek, dat hy in die noorde van Transkei 'n groot, enorme stuk grond gehuur by die Kosa, by die kaptein. En hy het nou maar getrek omdat die ander boere ook gaan trek. Hy wil nie alleen agter die Kaap oor. So hierdie hele storie van dat ons die grond gesteel het is in elk geval, dit is 'n potwa. Nee, watter grond het ons gesteel? Ja. Ek kan hierdie ding nie verstaan nie. Die helfte van hierdie ouens het so vreeslik skree, watter grond het ons gesteel? Kan nie vir jou sê waar het sy oupa gebly nie. Hy kan vir jou sê waar sy groot oupa gebly 400 jaar gelede. Maar hy kan nie vir jou sê waar sy pa nou is vandag. So kyk maar in daai konteks. Ja, dit is politiek aan ons, soos in die boukultuur. Dis 'n ding wat al baie jare loop. Die senderinge het al aangemoedig. Die Britse senderinge het dit aangeraak. Hulle is die grootste gifstokers. Die diefste moord is direkte buite aan senderinge se invloed. Want hulle wil Brittanje dan die London Mission Society baie geld deur die kroon gekry. En hulle die kroon se belange bevorder. Ja. Een kant met die Bybel en die ander arme nie en oor die ander armes is die martiere Henry of die snaphale wat die Engels gebruik in die flinkpak. Ja. Nee. Ja, nee, die Britte het my eenvoudig agter die boere aangetrek wat gebiede is. Die voels gaan nie stil sit nie, maar trek hulle. Ja. En soos die boere die land besef het gemak gemaak het, baie van die boere was leeg. Daar was enorme kannibalisme ten tye van die trek en voor. Regtig? Ja. Hulle het die mense geëet. Kannibalisme. Ek het nog op my rekenaars het nog kaarte, ou Duitse kaarte van die 1820s, waar die binneland van Suid-Afrika word aangeteken as kannibale. Hoogvat. Net kannibale. Dit kan nie glo. Ja, die Zulus het nie so skuldig gemaak met kannibalisme nie, die res kan jy maar self dink. Ja, wel ek is daarom 'n boer, ek dink nie ek wil iemand opvreet op die stadium. Nee, dis nie wat ons doen. Okay, oom, en toe nou die slag van Majuba was natuurlik ook 'n geweldige groot mylpaal. Wat het net kortlik daar gebeur? Ja, slag van Majuba het gebeur nadat Thomas Burgers het toe die land vir die Engelse gegee nadat hy die ZR se staatskas leeggery het. Thomas Burgers
Kaapse dominee was president van die Transvaal. En hy gee toe die land vir die Engelse, vir kolonial French en vir Theophilus Shepstone. En 'n paar jaar later, toe besluit die boere, dit is nonsens 3 jaar later, hulle hou die byeenkoms by Paardekraal, 13 Desember 1880 het hulle die Paardekraal byeenkoms, hulle herbevestig die gelofte van 16 Desember 1838. Hulle pak 'n stapel klippe daar, die klippe is later deur die Engelse in die rivier gegooi. En hulle 3 dae later val hulle die garnisoen by Heidelberg aan en 'n paar groot slae vind plaas, maar Juba was die laaste 27 Februarie 1881. En daarvan af aan is daar 2 Pretoria konvensies en toe die Londen konvensie 1895, 96 vir die finaal weer onafhanklikheid vir Transvaal erken. Die Vrystaat was nie toe onder beleg nie. Maar in elk geval, maar dit was maar net die voorloop van die hele totale, die Londen konvensie 1894. Dit was net 'n voorloop van die Tweede Vryheidsoorlog. So ek dink tog oom dat hierdie Engelse en ek noem dit maar by die naam wat dit is, die vrymenselaarsbewegings, want ons weet dat Jan van Riebeeck was 'n vrymenselaar en so ook baie ander mense, maar ons weet dat hulle 10-10 hierdie ding maar beplan het, miskien haarfyn of dit dalk maar gesien het hoe dit uitgespeel het. Ja, kyk, daar is werkingsplanne van 50 en 100 jaar. Hulle is nie 10 jaar. Dit gaan nie oor een politikus se loopbaan nie, maar mense soos John Rhodes, Jan Hofmeyer, S.J. Du Toit, die dominee van Afrikaans vir die Bybel vertaal het. Hy was 'n vrymenselaar, 'n bokkeryer soos hulle sê, party van hulle. Hy is die stigter van die Afrikanerbond, die Genootskap van Regte Afrikaners, al die Afrikaner. Goed, 'n term wat voor die tyd nie eens algemeen gebruik was nie. En Hofmeyer het hom aangehaak, 'n groot deel geskakel en hulle het saamgewerk. En hulle het Cecil John Rhodes se beleid van 'n rooi kaart, 'n Engelse kaart, van die Kaap tot in Kaïro het hulle absoluut gevolg. Hulle wou die hele Suider-Afrika, 2 republieke en 2 kolonies, wou hulle een rooi Britse kolonie maak. En hulle het dit uiteindelik reg gekry. Ja. Oom, en nou, Nama Hiba was dit toe nou in 1900 en hoeveel was 1902 was die vrede van vereniging. 1902. So dit was nou nog voor die Boereoorlog. Nee, dit is die Boereoorlog. 1891 begin die Tweede Vryheidsoorlog, ja. Of ons Vrystaat is Engelse oorlog. En daar die Tweede Boererepublieke, die Vrystaat veg in simpatie met Transvaal. En hulle probeer die Britse onderdrukker uithou. Ons weet wat het gebeur, die volksmoord, die konsentrasiekampe, die verskroeide aardebeleid. 40-50.000 boereburgers, minder nog as dit. Dit staan teen amper 1 miljoen, teen 'n half miljoen Britse troepe. Plus nog 300.000 swart gewapenes. 300.000 swartes, 300.000 gewere is uitgedeel aan swartes. Ja. En natuurlik weet ons nou, en dit is waar baie mense nie mooi verstaan hoekom ons so erg verloor ons boerskap nie, is dat 'n helse word van hierdie blanke Afrikaans sprekende mense en ook Engels is, wat aan die kant van Engeland gestaan het hulle gehelp en teen ons beklei. Jy sal vind dat die Kaapse regering, wat die Engelse noem die Dutch Parliament in die Cape, het iets soos 30.000 pond per jaar bewillig vir die Britse kroon. Die Dutch Parliament het Simonstad, die vlootbasis, het hulle vir die Britse Navy geskenk. Ja. Geskenk, hulle het hom verniet gegee. Daar het tussen 50 en 60.000 blanke Kaapenaars vir die Britse imperiale mag beklei. Van hulle was seker goed tussen 40 en 50.000 rand was Afrikaans, of al daai vroeë Afrikaans sprekendes. Afrikaners, sou jy hulle vandag noem. Ja. Van hulle was, ons praat van mense soos Langenhoven. Langenhoven was teen die boere gewees. Daar's 'n hele klomp. En Jan Smuts. En Jan Smuts was 'n boeregeneraal, maar Jan Smuts was 'n ander ding, oor hom kan ons baie gesels. Okay. Ek sien dit in oom se oë het baie stories oor hom. Ja, ons kan heel nog oor hom. Maar in 'n toe die nou net na die Eerste Vryheidsoorlog in 1902 toe word daar nou vrede tussen die Britte gesluit wat ons goud wou gesteel het. Tweede Vryheidsoorlog. En hoe het hulle dit toe gedoen met hierdie verdrag van vereniging? Want wat was daar bepaal? Hoekom het die Britte toe besluit om nou vrede te maak? Ja, kyk, die Britse staatskas was leeg. As Jan Smuts en generaal Botha nie so hard gewerk het vir hy vrede nie, sou die Britte moes oppak en uittrek. Wat is dit? Hulle sou moes oppak en uittrek, want hulle het gedink as iets so 6 of 8.000 boere in die veld.
daar was inderdaad 20.000 wat nog in die veld was. En die vrouens in die konsentrasiekampe het die manne aangemoedig om aan te hou veg om nie oor te gee nie. Kan nie glo. Jan Smuts het van plek tot plek gereis, verskriklik hard, boeregeneraals oorgepraat om tog net deel te neem aan die samesprekings. En ter einde laaste het hy en Botha en ek dink dit was 'n Prinsloo gewees en Ruitenburg en hulle het toe nou gedruk op die teken van die ooreenkoms van vereniging. Nou klousule 7 van die vrede van vereniging bepaal dat die boererepublieke herstel moet word. Dit is deel van die vrede. En daar is ons chunk afgetrap. Net daar is ons chunk afgetrap, daai klousule 7 is nooit nagekom nie. So ons boervolk het nooit ons grond wat bestaan het uit die Vrystaat en Transvaal teruggekry volgens die 1902 ondertekening van die vrede van vereniging. Nee, daai oorlog woed nog steeds. Op ander maniere, hy woed nog steeds. Dis nie meer gewapende manne op perde teen mekaar nie, of Engelse wat vrouens en kinders vermoor nie. Dit is nou ander mense wat vrouens en kinders vermoor in ons blanke plakkerskampe. So hulle word nou misbruik. Hulle is dis die moderne konsentrasiekamp, Ja. demoraliseer jou volk, skep tweedrag, daai klas van goed. Ja. Daai ons is wonderlik met daar. So vir iemand wat nou niks van hierdie goed af weet nie, waar is daai verdrag? Is dit op die internet of die Die vrede van vereniging is volop op die internet, jy gaan dit baie kry. Die oorspronklik daar's 'n hele paar kopieë daarvan gemaak en versprei. So wat het toe nou, toe nou na die vereniging, vrede van vereniging, toe is Kom ek loop dit in vir jou. Wat gebeur het met die vrede van vereniging? Vra generaals Delery, De Wet, Herzog en Maritz het van die kant af laat weet hy was nie daar nie. Vra hulle vir Louis Botha, wat gaan gebeur? Wanneer gaan ons dan ons vryheid terugkry? Toe sê Louis Botha, ons vat die geweer met die eerste die beste geleentheid. Onthou hierdie woorde, ons vat die geweer met die eerste die beste geleentheid. Onthou die wet het dit aangeteken, Herzog het dit aangeteken, Herzog was 'n regter of 'n nagterman, en Delery het dit aangeteken. Al drie onbesproke manne van baie goeie eer en van dis topmanne gewees, die beste wat ons het. In 1914, eers in 1904 bring hulle partytetiek in volgens die Broederbond, Afrikaner Bond soos die Kaapse politieke party op daai tyd, maar dat mag deur die Broederbond ook geld. Volgens hulle grondwette, partytetiek kom, dit verdeel die mense onder mekaar, gesinne teen mekaar en in 1906 kry die Orange River Colony en die Transvaal Colony, dis soos die Vrystaat en Transvaal toe bekend gestaan het, kry hulle selfregering. Met ander woorde, hulle sien net 'n klomp Britse amptenare wat van buite af aangevoer het, dit is van hierdie mannetjies wat saamloop, wat self regeer oor die boere. Ja. 'n paar klomp handskakkies en sulke klas van goed om joiner boere wat nou regeer. Natuurlik figureer Jan Smuts en Louis Botha sterk daarin. Logies. Partytetiek kom in, dit is 1906. In 1914 breek die Eerste Wêreldoorlog uit, oorlog tussen Brittanje en Duitsland, en Jan Smuts kondig vrywilliglik aan dat Suid-Afrika sal vrywilliglik aan die Engelandse kant gaan veg teen Duitsland. Nou dink ek hy dit vir geld gedoen. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, Jan Smuts is 'n baie groter karakter as ons besef altyd. Ja. Want hy is 'n groot sionis ook. Hy sit agter die Balfour Deklarasie. Hy sit agter die moderne staatjie Israel. Hy het agter die stuk gesit in Uganda wat hulle 'n moderne Israel wou maak. Jan Smuts het homself ernstig uitgespreek oor die moderne Oekraïne. In 1929 toe besluit die Jewish Council of Elders dat Oekraïne met die volgende staat van Israel word. Palestina is te klaar uitgewis. Nou sit ek met 'n Jy sien, so dit wys jou nou net hoe verlore, want ek meen die normale ou daar buite, oom Johan, as ons nou hier buite op die stoep moes gesit en gesels sit, jy weet, met 'n normale persoon. Ek weet, daar's nie 'n manier hoe mense die eers, ek weet, hier's baie dinge wat oom my vertel wat ek nog nooit eers gehoor het. Ja, kyk, Marius, ons het die geskiedenisboeke gelees. Ja. Ek het oom Danie de Villiers, pragtige ouma in die Kaap. Hy's 'n boer wat dink hy's 'n Afrikaner. Nou ja, ek het baie respek vir hom Danie. Maar sy familie, sy ooms en goed, almal broederbonders gewees. Hulle het onder andere die geskiedenishandboeke geskryf na die Tweede Wêreldoorlog. Nou kan jy dink wat so nonsens het hulle geskryf. En ek is nog 'n eentjie na die Tweede Wêreldoorlog dat ek begin geskiedenis leer, maar ek het eers by die huis geleer. Ja. Ek het jou vertel van die boeke goed wat ek gehad het, dis 'n ander storie. En ek het geleer om op skool gee jy vir 'n onderwyser wat hy wil hê,
en jy doen self ondersoek en jy stel self vas wat is die waarheid. Ek kry vandag nog, elke dag nog goed. Nee, dit is ons is nooit oud om te leer nie. Ons nooit uit om te leer nie. Goed. Ons is nou by die rebellie. Ek wil weet wat het toe met die rebellie gebeur? Ja, 1914 van die rebellie plaas, Delarey, Beyers, De Wet staan op teen die Britse regering. Herzog maan hulle en hy probeer Jan Smuts hulle ompraat om die Boererepublieke weer te herstel. Herzog is nou regter, dis 'n man wat glo in die wet. Jammer, dit het nie gewerk nie, generaal. En die rebelle het nie ammunisie gehad nie. Generaal Delarey se seun onder andere so gereël het dat hulle groot hoeveelhede ammunisie kon kry. Hulle het dit nie gekry nie. Daar is geweldig tweedrag gewees in rugstekery, soos dit nou maar gebeur, baie regeringsagente. Eers word generaal Delarey doodgeskiet. Hy en Beyers sit saam in 'n kar, hulle sit op verkeerde plekke. Delarey sit op 'n plek waar hy nooit sit nie, aan die regterkant van die voertuig. Hy word deur 'n Engelse soldaat by 'n padmekaar doodgeskiet. Goed. Generaal Beyers vlug nou uit voor die regeringsmagte. Daar is nie groot skietgeveg nie. Die rebelle het nie vooraf nie wapens gehad nie. En op 'n stadium toe word Beyers vasgedruk en hy swem deur 'n rivier en hy verdrink Kastig. Ek glo vandag nog hy's doodgeskiet, jammer. Daar's te veel van die ou rebelle se handtekeninge uitkom. Ons siener van Rensburg met sy leeggeweer is betrokke by die rebellie. Hy ry sonder koers, hy keuse uit, ry sonder koers. Dis ons siener. Patrone ook. Sonder patrone het niks. Ja. Ons siener het altyd sonder patrone gery. Hy het nie 'n skaapkele verstaan. Ja, ek het gelees in sy boek, hy was 'n baie rustige ou man. Vreeslike, baie intense mens, baie intens maar in sy geestelike lewe. Ja. Hy baie van die rebelle uit die moeilikheid het gehelp, onder andere generaal Kemp het hom verskriklik gevloek en sleg gesê, en later generaal Kemp ook nou 'n verraaier geword. Maar in ieder geval, Jopie Fourie word gefusilleer. Dit is die akligste vergryp van die reg in hierdie land wat ons gesien het. Daar moes nie 'n kruisraad gewees het nie, die kruisraad het geen jurisdiksie gehad nie. Jopie Fourie is toen ter dood veroordeel deur die kruisraad. Jan Smuts het alle vertoe wat hom toe kom afgewys of hy het weggery, hy het fisies weggery. Toe Jopie Fourie se ouers hom gaan besoek op sy plaas by Irene, het hy fisies weggery dat hulle hom nie kan sien, sodat hy nie die man kan begenadig nie. En Jopie is toe nog geskiet, ons ken die verhaal, tragiese ding. En hy is deur 'n 4-peloton doodgeskiet. Hy is deur 'n 4-peloton nie in sentraal gevangenis doodgeskiet. Ja, ek wil vir die luisteraars nou vra vandag. Sit jou nou in 'n ou se posisie wat nou veg vir jou bestaan en hier sit hulle jou en onder andere mense wat dieselfde velkleur as jy het sit en hulle kom om jou nou dood te skiet. Omdat jy net jou vryheid wil hê. Jy wil net alleen gelos word en jy wil jou ding doen. Hy wil net die volbrenging hê van die vrede van vereniging. Presies. Die boerstate moet herstel word. Botha het mos gesê, met die eerste geleentheid vat ons die geweer. Dis wat Botha gesê het. Botha was toen nie in Suid-Afrika nie, hy het later teruggekom, toe hy by die lughawe kom waar Jan Smuts hom ontmoet. Toe vra hy vir Smuts, Here Janie, wat het jy gedoen? Sure. En ja, 'n paar jaar later, toe sit Botha en sy bad en sny sy polse. Ergens het die gewete hom ingehaal, ja. Sure. En nou ek onthou my pa het op destyds gepraat van die Ossewa brandwag. Ossewa brandwag, goed, daar is my pa was een van die stormjagers van die Ossewa brandwag, hulle gewapen in die vleuel, hy is lang geïnterneer. Hulle het hom aangekla vir hoogverraad met die saak en nooit klaar gekom het, dis 'n interessante storie. Dit is mense wat dit is gestig deur 'n kolonel Laas, ook 'n vrymenslaer, interessant genoeg geweest. Maar hy wou ten minste die herstel van die Boererepublieke kry. En hy wou die ontsetting van die Kaapkolonie en Natal onder Britse beheer uit hê. Die beweging is toe geskaak deur van Rensburg, Langhans van Rensburg, wat onder Jan Smuts sekretaris van Justisie was. Sien so, hy is deel van dieselfde groepie ou. Deel van dieselfde groepie was. Rouwby Leibrand het op sy beurt in Duitsland het hy gestig die Suid-Afrikaanse Nasionaal-Sosialistiese Party. En hy is met 'n duikboot afgegooi op die kus en hy het nou probeer om die wêreld in Suid-Afrika te word. Hy kan dalk in Duitsland werk, nie by ons nie. Ons mense is nie so nie. Ons is boere manmagtig. Ons is regter manne. Ja. En hy het hom later verskriklik vir die Ossewa brandwag en vir die stormjagers vererg. Ek weet my oorlede pa was langs Leibrand in 'n sel gewees in sentraal gevangenis. En hulle het mekaar goed oor die tongpak gegee, hulle kon mekaar nou nie bykom nie. Oom Jan, iets wat ek wil verstaan. Is daar's nou mense wat vir my sê maar Piet Retief was ook 'n vrymenslaer gewees. Ja.
So intussen het ek nou my huiswerk 'n bietjie gaan doen en sien ek dit reg as ek dit sê dat hierdie is 'n organisasie wat vooraf met goeie bedoelings na die mense toe kom. Maar die ouens wat in die onderste vlakke is, weet nie eintlik werklik wat daar bo aangaan nie, want alles is kamstige geheime in die vrymeselaars. Jy weet die handdrukke en al die goed wat ou van lees en hoor. Dis reg. Nou, ek het nou nog nooit in my lewe met hulle te doen gehad nie, maar as ek nou kyk na van die boeke wat van hulle geskryf het, en terloops, ek weet nie of oom het geweet het nie, maar die uitvinder van penicillin en van antibiotika was 'n 33 graad Freemason, 'n vrymeselaar. Pasteer was dit. Ek weet nou nie wie die ou was nie, maar as jy gaan kyk na persone in die geskiedenis, nie net in ons land nie, maar in Amerika en in Engeland, waar daar nou regtig groot draaipunte gekom het in sekere dinge, dan was die vrymeselaars eintlik relatief baie betrokke met daai verwikkeling, né? Vooral. Kom ons gaan die boeregeskiedenis. Piet Retief was 'n vrymeselaar. Dis 'n redelik onomwonde bewys. Andries Pretorius word gespekuleer dat hy 'n vrymeselaar was. Die meeste van jou Britse offisiere was vrymeselaars. Maar onthou nou, hulle behoort aan verskillende losies. De Skotse losies en Engelse losies en Hollandse losies, en hulle het goed onder mekaar beklei. Dan gaan ons nou later in die boeregeskiedenis na die Republieke. S.J. de Tooy, die dominee in die Kaap, was toe nog 'n vrymeselaar. Thomas Burgers was 'n vrymeselaar geweest, die later president van Transvaal. Dominee was so verlig dat die Kaapse NG Kerk hom uitgeskop het. Ja, werk dit. Met ander woorde oom, daai tyd was dit nou nie 'n onding of 'n duiwelse ding nie. Hulle het gedink die normale ouens wat gewerf was, het gedink hulle doen 'n goeie ding. Ja, kyk jou normale ou soos generaal Christian de Wet en sy broer Piet de Wet. Hulle was gewone vrymeselaars van 'n baie lae orde. Hulle het goed gedoen vir mense. Heel basiese vrymeselaar op die grond toe ek groot geword het. Ek het baie met hulle te doen gekry, ek het later vir hulle gewerk ook. En dit was doodgoeie mense gewees. Dit is op die kokesvlak en wanneer hulle begin bewampel agter, dit vind op hoër vlakke plaas. Generaal president C.R. Swart, sy pa was 'n bittereinder. Oom Blakkie, geliefde ou man in die Vrystaat gewees. Hy was 'n vrymeselaar, ook 'n lid van die Broederbond. Nee, ek weet nie hoeveel ander van die Broederbond was almal vrymeselaars en is vandag nog nie. Ja. Maar vrymeselaars kry jy oral. Jy sê nou nooit met hulle dit nie gehad. Jy weet dit net. Hulle is oral. Maar ons praat nou baie van boer en Afrikaner wees en dit, maar dink oom, daar's seker nou maar mense wat boere is, wat ook maar vrymeselaars is. Hulle het net nie die kennis en gaan krap om uit te vind wat eintlik hierdie ouens se 33 grade manne doen al. Ja, kyk, die oomblik wat jy op daai vlakke begin rondbeweeg, dit is maar soos jou rapportryers en broederbonders en hoor op nou, die vrymeselaars gaan baie meer intensief as 'n baie ou liggaam wat lank hardloop en hulle doen hulle ding, hulle sit 'n skynfront voor wat pragtig lyk. Ek het gehoor dat Nelson Mandela was Hy was ook 'n vrymeselaar. en dat inteendeel meeste van die presidente in die wêreld is daar betrokke. Vrymeselaars, meeste van hulle. Right, oom, en toe nou ons het toe nou nie ons vrede gekry by vereniging nie, maar wat het toe nou daarna gebeur? Goed, die Ossewa brandweer gaan toe, hulle wil die twee boererepublieke herstel en die twee koloniale republieke maak. Die Kaapenaars wat toe die Ossewa brandweer aansluit, dring toe daaraan dat dit moet een nasionale eenheidsstaat wees. So, hulle wou nie die Transvaal en Vrystaat afsluit. 'n Kaapenaar as hy eers sy voete, sy hande op die Vrystaat in die Transvaalse skaapvleis gekry het. En die goud. En die goud. En al die geld wat kom met die mynwerk. Want dit was eintlik maar waaroor die hele bekleierery gegaan het met die Boereoorlog. Want behalwe nou die feit dat Engeland wou gehad het en soos oom sê het vrywilliglik Jan Smuts het gesê dat ons sal vir Engeland bystaan, maar ons wou nie die arme Duitsers wat vredelewend boer op die plase in Suidwes gaan doodskiet. Nee, ons het niks met dit te doen nie. Presies. Advokaat Strydom wat hom later vir die boere beywer het. J.G. Strydom, later eerste minister was. Hy was ook 'n vrymeselaar en hy het in 1914 het hy in Smuts se kolonnes geveg teen die boere en die Duitsers in Suidwes. Ja. En hy het later, hy's 'n mediese ordonnanse gewees. Hy het later vrywillig bedank as mediese ordonnanse en gevra hy moet by 'n vegeenheid ingeskakel word, want hy wil hierdie klomp Duitsers en boere doodskiet in Suidwes. Ja, sien, daar is nou nog 'n bewyse dat ek meen dat daar is twee verskillende groepe mense. Daar's mense wat hulle self by die, hoe kan 'n mens dit uitdruk, by die regerende party skaar en nie 'n saak het eintlik met wie regeer oor jou nie. Nie 'n saak het om die belastings te betaal en om
dalk 'n dowe oor en 'n blinde oog te wys vir al hierdie korrupsie en al hierdie onregverdige wette wat hulle teen ons ingebring het om ons te verarm, ons grond weg te vat. En dan sal mense wat in hulle hart voel dit is uiters onregverdig. Maar dis nie net die regering nie. Jy sit in komitees op plaaslike vlak. Die Suid-Afrikaanse koöperatiewe beweging was baie sterk gewees hier, veral in die Vrystaat en Transvaal. Ja. Die Suid-Afrikaanse koöperasies in Transvaal is gestig deur 'n gewese generaal Andries Cronje. Piet Cronje wat oorgegee het onder die Perdeberg se broer. Nou Andries Cronje was die generaal van die National Scouts gewees. Hy het nie aan boerekant beklei nie, hy het aan Engelse kant beklei. Hulle het verlede jaar ergens sy graf uitgegrawe dan naby Ventersdorp. Andries Cronje was 'n baie vermoënde man gewees en na die oorlog is hy die vader van die koöperatiewe wese en. Nou enige boere van vandag, ek het ook geboer in my tyd, die sê jou sê, gaan koöperasie toe, as jy nou nie op goeie trou is in hand op die blaas staan, saam met die bestuur en saam met die direksie en saam met die broederbond en saam met die en saam met daai nie, en probeer 'n produksielening kry, probeer 'n groter rekening kry. Ja. Jy staan regtig, jy blaas teen donder. Ja, dit gaan maar net eintlik op die einde van die dag oor geld en beheer. Dit gaan oor geld, dis die vrymeesters resep, ons was handjies vir ons maatjies, punt. Maar ja, toe ons nou natuurlik daarvan die rebellietyd af en ons weet wat met die Boereoorlog gebeur het en net na die Tweede Wêreldoorlog en toe word hierdie hele ding nou doodgesmeer oor die boere wat nou nog steeds hier so is, vir hulle gerief en daar word toe nou natuurlik oor ons aangestel 'n republiek of ons beland in 'n republiek wat ook eintlik die boere nie veel sê in gehad het. Ja, nou kom ons by die interessante ding, daai republiek moet nie bestaan nie. En daai republiek tot vandag toe is eintlik nog maar Engelse besit. In 1960 kom die VVO en hulle vaardig uit 'n resolusie 1514 wat die koloniale magte beveel en hulle stem toe daartoe ook Groot-Brittanje dat hulle kolonies teruggegee moet word aan die oorspronklike eienaars. Nou die oorspronklike eienaars van die Vrystaat en Transvaal soos erken deur die Britte was die boere. Want ons sit nou hier in die vroeë 1960s en hulle het toe 10-10-1 het hulle toe nou terugverwys na die Vredeverdrag van Vereniging van 1902. Kyk, dit is toe die ding wêreldwyd begin het wat hulle kolonies afskud en hulle begin toe met die Amerikas ook sien toe die groot rasse streewelings daar begin. Dis 'n wêreldwye tendens. Maar Suid-Afrika gaan nie so ver nie. Hulle gee nie die kolonies terug nie. Hulle stig die Republiek van Suid-Afrika met Hendrik French Verwoerd, Hollander wat eerste minister geword hier later. 'n Hollander wat geen voet of geen saak het met Suid-Afrika nie, eintlik baie min met die Kaap en nog minder met die Vrystaat en Transvaal. In 1948 toe hulle is dit die Rothschilds wat die stuk grond gekoop het waar Israel tans is? Ja. En hulle wil toe nou weer vir die Jode daar 'n stukkie grond gee, maar op dieselfde dag, hoor ek, in 1948 het hulle die apartheidsbeleid in Suid-Afrika aangekondig. Dit is 'n herinner my. Onder Hendrik Verwoerd. Onder Hendrik French Verwoerd. Dit was J.G. Strydom was eintlik, D. van Land was die eerste minister, J.G. Strydom was die architek. En Hendrik Verwoerd het later op die wa geklim. Hy het nou later die skuld gekry, maar eintlik was hy argitek D.F. Malan en J.G. Strydom. Kyk, ek is nou eers in 68 gebore. Ja. So oom leer my nou baie dinge hierso, maar is dit dan reg as ek verstaan dat die Engelse het toe nou gesê, alright, ons gee al hierdie koloniese goederes terug, maar hulle het hulle Blue Eyed Boys, hierdie Afrikaner of kom ons noem dit Brits goedgesinde groep mense gehad en hulle het toe nou hierdie Republiek van Suid-Afrika gestig om die wêreld tevrede te hou, maar eintlik het die boere enige insaag gehad, sê gehad met die Republiek wording? Nee, in 1960 het Verwoerd wel 'n referendum gehou met baie twyfelagtige stemtellery en almal wat gesê het hulle staan vir die boererepublieke of teen die republiek wording het geweldig pak gekry. Daar's geweldig teen hulle gediskrimineer op alle vlakke, skoolvlak, koöperasievlak. Teen die boere. Teen die boere wat teen daai
teen die republiekvorming is. Wat was hulle motivering? Wat het hulle vir die publiek daai jare gesê? Hoekom wil hulle 'n groter republiek maak in plaas daarvan dat hulle vir die boere Dan grond? is ons almal saam, want ons is almal saam, die Kaap en die Vrystaat en Transvaal Natal kan mekaar ondersteun, 'n eenheidsstaat. Ja. Dit is presies Cecil John Rhodes se beleid wat hy gehad het in die 1880s al. Nou hierdie klomp goud wat die Britte nou voor dit nou al op beslag geneem het en die goudmyne en die goed. Hoe lê daai situasie op die oomblik? Ek meen, behoort dit nou nog is dit maatskappye wat dan nog steeds aan oorseese plekke behoort? Dit is nog steeds Anglo-American is die grootte, jy kry klomp kleiner as jy kry die Australiese maatskappye. Die goed behoort aan buitelandse belange, dit word nog steeds beheer uit Londen en uit Washington en uit Sydney uit. Okay, so daar's nou bewyse vriende dat hierdie hele geskiedenis van ons van 1652 af en 'n bietjie eintlik na dit, maar kom ons sê nou maar van 1838 af met die stryd van Bloedrivier tot en met 1994 waar ons ek wil nie sê ons vryheid weggeteken het nie, want ons het in elk geval nog nooit ons vryheid gehad nie. Jy het net 'n regerende party namens die Britte gekry en hierdie regerende party het 'n veldskakering gehad. En weet jy, dit is hoekom ek noudag vir 'n ou gesê het, sê vir hom, ek het nie 'n skuld in apartheid gehad nie. My voorouers het nie 'n skuld in apartheid gehad nie. Dis die klomp Afrikaners met hulle Britse handelaars en 10 in die CIA en die manne, weet ek wat, hierdie ding veroorsaak het en hulle die 1948 apartheid beleid het hulle afgekondig. Die wet op gemengde huwelike. Gemengde huwelike is nooit in die Vrystaat en Transvaal op wet gestel nie. Dit het nie gebeur nie, punt. Dit het net nie gebeur nie, die mense het mekaar geken, hulle het geweet wie's wie, watter bevolkingsgroepe hoort by watter. Ja. In 1948 kom daar die wet op gemengde huwelike en dan kom die wet op rasseklassifikasie. En jy kry jou swart groep en jy kry jou Asiërs en jy kry Indiërs en jy kry blankes. Waarom het hulle dit gedoen? Want, nou moet jy mooi luister, dit was nie om blankes blank te hou nie, die teenoorgestelde, want onmiddellik word mense met 25% kleurlingbloed word toegelaat om deel te wees van die blanke volk as hulle aanvaar word. Right, so dit was beplan. Dit was heeltemal beplan. Die hele ding is uitgewerk om ander mense in ons genetika toe te laat. Want dit wou ons genetika opbreek. Weet jy wat wil ek vir hom vertel? En ek sê dit vandag oral waar die mense dit kan hoor. Ek het ander kleurige mense wat vir my werk. Uiteraard met my verskillende dinge wat ek doen. Maar weet oom wat, ek het geen behoefte om enige van hulle iets aan te doen nie. Inteendeel, kyk mooi na hulle in hierdie hele apartheid ding was 'n politiek gedrewe plan van Brittanje en hulle het hierdie Afrikaners gebruik wat hulle aangestel het om hierdie rasisme aan te blaas. En vir dieselfde rede beteken nou Malema en al hierdie ouens wat sê die apartheid. Julle moet nou luister. If there's any English speaking people listening to this or a black person, get those government guys to tell you the truth, because if you listen to history, you will understand that the Boers or the boere, ons is nie die slegte ouens eintlik gewees in die geskiedenis nie. Hulle maak ons uit, hulle sê kiele boer, kiele is, maar hulle moet dit eintlik maar vir die Afrikaners sing, want hulle het dit oor hulle self gebring. Dit is nog steeds London Mission Society. Ja. Dit is nog steeds jou London Missionaries sendelinge. Onthou in hierdie Nkosi Mampuru gevangenis van julle. Mampuru is deur die Transvaal tereggestel, ja. Hy is opgehang in 'n tronk. Mampuru was 'n moordenaar. Mampuru is sy eie broer vergiftig. En sy stam het hom oorhandig aan die ZR, wat 'n beter regstelsel gehad het. Ja. Hulle het hom oorhandig aan die ZR om hom te verhoor en te straf indien hy skuldig bevind word. En op getuienis wat sy stam gelewer het, is Mampuru skuldig bevind en met sy stam se seding is hy gehaal. Hy het nooit een apartheid beklei nie, daar was nie so woord in my tyd. Hy het nooit een wit mense beklei nie, hy het sy eie broer beklei en hom vermoor. Sekhukhune-land, waar Malema Nokasta vandaan kom. Sekhukhune-land was 'n aparte land. Hulle het kom tot 'n opstand gekom teen die boere en die Britte. Ja. Maar die boere het nooit gesê dit is hulle grond nie. Dit was altyd Sekhukhune-land. Dit is dit vandag nog. Hulle het die administrasie oorgegee aan die boere. Die boere, ten spyte daarvan dat die boere was, het 'n paar goeie knappe administrateurs gehad, definitief beter as die Pedis van die Sotos van Sekhukhune-land. En so kan ons deur alsgaan. Die dorp in Makado, wat Louis Trichardt was, dit is deur die kaptein, wende kaptein Makado gegee vir Karel Trichardt, omdat Trichardt
en sy pa Louis gehad, hulle gehelp het. Is daar enige papierwerk daarvoor? Daar is baie groot geskiedenis opgeteken. Is dit. So dit bestaan daarom nog. Ja. En indien hierdie ding nou ooit sou uitspeel, indien daar 'n derde wêreldoorlog nou uitbreek en 'n 2/3 van die wêreld sterf en ons sit hier in Suid-Afrika en dinge val plat en ons sê luister, ons wil nou weer opstaan as die boervolk. Dan kan ons die bewyse daarvoor gee. Daar's 'n ou met wie ek nog gesels het, David Pieterse. Hy het lank in Londen gewerk, in Engeland gewerk, en hy het jare in Londen se argiewe deurgesit en hy het goed uitgehaal wat hier ons pad nooit sal sien. Ons het argiewe in Suid-Afrika wat weggesteek is. Ons het die gewone argiewe wat nou maar gemors is om te soek. Jy het digitale rekords van op ons goed. Daar is geweldig baie. Ja, mens moet net die mense en die kundigheid bymekaar kry om ons te help om daai dinge weer na vore te bring. Vertel my die storie reg. Ja. Kry die storie agter mekaar, dan gaan ons die gapings invul. En as jy nou op 'n ding afkom wat nie inpas nie, kyk waar kom dit vandaan en hoekom is dit so? Jy kry aberrasies, ja, maar dit is totaal in die minderheid. Hoekom dink oom, ek het my eie opinie daaroor. En ek gaan vir hom sê wat my opinie is en dan kan oom maar by aansluit, maar hoekom dink oom was ons boere te slap in die alie gewees om iets omtrent hierdie hele ding gedoen het tot en met 1994? Is dit omdat ons maar 'n passiewe volk eintlik is wat nie wil drama hê nie? Ons laat Kom ons antwoord jou vraag in die dele. Ja. Tot en met 94 passief, almal was nie passief nie, hy het ouens opgestaan. Okay. Klomp ouens het self daarna opgestaan, en Dr. Les Pretorius, hulle daai ouens voor die tyd, die klomp van die LWB's en eie manne, die Osserwaterland lag hier by. Dit is nie so passief gewees nie. Maar die straf wat die Engelse toegedeel het, onthou ons kom 1902, was 1/3 van die boervolk uitgewis. Sure. Ons sit met 42.000 of meer vrouens en kinders. Dis jou teelmateriaal. En daar by die mense gebruik syfers vandag nie, want dit ek meen jy kan dit nie vergelyk nie. Nee. Jy moet dit in die konteks van die hoeveelheid mense sien en die bevolking wat Dis 'n derde. Dis 'n derde. Die sogenaamde 6 miljoen van die Jode maak nie 'n 5de of 'n 10de uit van die Jode van daai tyd nie. Daaroor word ons vandag nog verskreeu in plat gedra. Maar die 30% van die boervolk wat vermoor is, dit met ons sito wat verbygaan, vergewe en vergeet en nonsens. Ons is geïndoktrineer. As jy gaan kyk na die groot geskiedskrywers in ons tyd van 1920 af aan, gaan jy 'n vreeslike klomp predikante vind. Jy gaan 'n vreeslike klomp onderwysers vind. Jy gaan 'n vreeslike klomp staatsamptenare en regsgeleerdes vind. Daar lê jou antwoord, die akademici. Jy word gedryf deur 'n regering met 'n narratief van jou verkoop en jy weet dat daarby anderster gaan dinge vir jou moeilik gemaak. Dit maak vir my nou heeltemal sin, want dit is hoekom ek gaan dit staan vir jou. Ja. Met arme Pano uit die interneringskamp het kom toe sy nou vreeslik ingeperk op die plaas sit daar in die Vrystaat. Hy mag nie mense sien nie, al sulke goed. Toe kom die predikant en 'n buurman by hom aangehou. En ek dink dis Romeine 13 wat sê jy moet die regering wat oor jou aangestel is deur die Here moet jy gehoorsaam wees. Ja. Toe my pa die predikant met so 'n bok daar afgevel van die plaas en hy sê van wie sê vir jou die Here het hulle oor my aangestel. Hoor ek oom Johan so nee goed, ek weet hier tydens 1992-93 toe die ou sogenaamde Radio Pretoria op die been gekom het, jy weet het ons nou gedink daar is generaal Constant Viljoen se naam was baie rondgeslinger en ons het baie nie planne gehad nie, maar ons het magteloos gevoel want dit was hierdie absolute oormag. En intussen het ons uitgevind dat die CIA en die MI6 van Engeland was almal betrokke by hierdie hele ding, net so om natuurlik 10-10-1 ons hulpbronne. Is dit maar eintlik nog steeds? Dit gaan oor nie net dit nie, dit gaan oor die strategiese plek van die Kaap. Ja. En die Transvaal en die Vrystaat en die Noord-Kaap. Onthou maar as jy suid van die Kaap gaan, is dit nie 'n baie groot seestrand voor die see te groot begin word vir vragskepe nie. Ja. Tankskepe, veral houerskepe, hulle verloor hulle vrugte daar. Ek was op 'n stadium daar in Nyslandse kus gewees, daar gewerk en ek het opgehou hoekom daai groot tankers hier by die kus verby geskuur. Dan is die see eenvoudig te lelik binnekant. Hulle wil nie daar vaar nie. Ja. Nou hoe maklik is dit om militêr net eenvoudige strepe te trek aan die Antarktika toe vir Suid-Afrika, 'n paar missiele op land, 'n paar missiele op see, 'n paar bote wat daar ronddryf en ons kan 'n lekker tolhek daar oprig. Ja, natuurlik. Dit is nie net ons oliereserwes hier, ontsettende oliereserwes binnelands en in die see om Suid-Afrika. Daar is geweldige gas, daai klas van goed, daar is geweldig baie minerale. Almal sê vir julle die goudmyne is uitgeput. Ek sê nonsens. Ek het my in daai bedryf ook begewe. Daar's plekke in hierdie land waar die goud amper op die grond uitpeel.
Natuurlik gaan hulle dit nie als myn en beskikbaar stel nie. Is dit die rede hoekom hulle vir jou sê dat as ek nou goud op my plaas of 'n diamant kry, mag ek dit nie daar uithaal? Ja, dit is die Jode van Destyds van Kimberley wat dit begin het. Almal het diamante soos hulle diamante gegrawe het in daai putte van hulle. Het die manne diamante weggedra. Dit gaan gebeur. Toe bring hulle illegal diamond buying in, IDB. En dit is 'n verskriklike ding, want hoe kan jy vir 'n man sê jy werk vir ding met jy kry niks? Of dit kom van my grond af wat ek met bloed en sweet gekoop het. Kyk, die ouens het geweldig baie maniere van diamante smokkel en goed, ek moet verknekel daar. Maar jy mag nie ding wat in jou grond is vat nie. Nou, hier naaste by die jaar 2000, toe die Suid-Afrikaanse regering alle minerale regte wat nog nie ontwikkel is nie, eenvoudig weggevat van die boere af. Dis die grootste grondroof in Afrika. En wat 'n jaar? Die naaste by 2000, ek dink dis 'n bietjie voordat dit al begin. En dis eintlik ook nie te lank terug. Hulle het selfs van water en mineraal gemaak. Jy is veronderstel om op jou plaas die water weer uitpomp, jy veronderstel om vir die regering te betaal nie. Dis belaglik. As ek nou 'n diamant op my plaas optel, is nie myne nie. Ja. Op my plaas het hulle geboor vir goud, Iran, allerhande goed vir 4-5 jaar. Die boerman is later daar dood. Ek het toegang gehad tot die samples, soos hulle sê, wat hulle uitboor. Ek het gesien wat in die gang is, ek is geleer, ek het later in myself in die mynwese bevind, en ek het bevestig wat Johnny vir my gesê, die boerman wat dood is. Daar is nogal baie goed onder die grond. Daar is miskien nog op 50-200 jaar myne ontwikkel. Die myne is nie uitgeput nie, die myne word nie benut nie. Ja, en dit was dan natuurlik al die kennis en die goeders van die ouens het gewaai daar. Ja, jou myners, nee, jou goeie myners is weg. Die paar seuns op jong manne wat nou daar werk, die sukkel, hulle sit met 'n swart oormag, hy moet daai ouens dryf. Onthou, dis net 'n boer wat hierdie Afrikaner kan dryf. Ja, maar ek sê dit in soveel woorde, dis net 'n boer wat hulle kan dryf. Ja. Dit is hoekom hulle ons wil onderdruk en nou die myne hou. Dit was die doel van die Tweede Vryheidsoorlog, om 'n massa Afrikaner in te bring, Pretoria en Johannesburg te beset, veral Johannesburg, en massa buitelanders kry Johannesburg te ontset op die goue reserves beslag te lê, en daarvan af aan die hele wêreld te verswart. 'n bond gemengde massa te maak. Ek kan maar nie dink wat 'n voorspoedige land ons nie sou gehad het as die Britte nie die grond kom steel het letterlik. Goud was die groot en goud en diamante. Kyk, die ou boere wou dit nie ontgin nie. Hulle wou dit nie ontgin nie, hulle het van baie goud geweet, en hulle wou dit nie ontgin nie. Paul Kruger was nou nooit gedwongen, het was 'n vrek arme republiek, burgers en heel bankrot gemaak. En daarom het die goud bygedra tot die feit dat ons by Duitsland kon wapens koop om onsself te verdedig. Ons kon nou massa wapens koop, die beste kanonne in die wêreld, die beste gewere in die wêreld, baie goed gedoen, maar natuurlik het 'n klomp van Paul Kruger se kabinet ook toe nou uitverkoop aan Cecil John Rhodes. Die ou storie, ja. Dit is baie van wat was vir die mense daar so saak. Ons kan aangaan by die regse stryd tot en met 94. Ja. Nou kyk in die 60s het dinge nog hankie-dorie volgens die vervoersbeleid geloop tot en met sy moord. En toe is hulle na 66 stadig aangevat deur Volkste stadig meer liberaal gemaak. Ekskuus oom. Maar in daai tyd, toe ek nou groot geword het, toe's ons al reeds vertel ons is Afrikaners. Ja. Met voortrekkers bijvoorbeeld. Dit is van 1904 of die tendens. So was daar nog 'n klomp mense in die 60, 70, 80er jare wat gevoel het hulle is boer? Of soos wat my pa was? Soos ek was. Ek was so groot gemaak, 'n paar van die manne saam in die koshuis en skool was, en in die weermag was, en selfs in die werke later. Maar dit is, op daai stadium is boer wees daarom 'n baie slegte ding. Kyk, boers is 'n belediging. Hy is boers, sy is boers, en. Alles wat boers was, is beledig en afgekraak. En eintlik so onregverdig. Nee, dit was die doel om ons as 'n veragtelike, dom, ongekunstelde dom mense wat velle dra. Klomp mense wat nou agteraf is en sukkelaars is. Dit was die doel, dit is ou Britse taktiek wat nou al van die 1770s of 1750s af toepas van die Britse skrywers toe. Toe het al die boere so beskryf. En dit is nie wees karakter van die boere, dis dan in Mission Society en die Britse kroon. Ja. En nou hier by 94 rond toe die verkiesing nou plaasgevind het, wat het toe nou daarna gebeur met die boervolk? Kyk, wat het daar gebeur het in 75 stig die ouens die AWB. Nou, daar's 'n baie teorie oor die stigting van die AWB. En dit is die Afrikaner weerstandsbeweging. Ek het later met Eugene Verbland self gepraat, en hy het gesê hy was vreeslik spyt dat hy nie aangedring het, dit is die boere weerstandsbeweging. Maar gaandeweg het die hele ding verwoes.
Daar was later boereweerstandsbeweging wat ook nie gegaan het. En hulle het die hale van die boere gedra, saam met Robert van Tonner. En ironies genoeg selfs F.W. de Klerk se pa Jan de Klerk het ook nogal daar probeer bydra. Nee, veel fout dit nie, maar hy daar is die kant van ons gee die eer daar. En dit is met mag en mening beklei. Erger as wat Donald Trump beklei is in Amerika. Peter Blanche en Robert van Tonner en daai ouens het hulle pak gekry. Hulle het ouens so skabord vir die boere beskermingsbeweging of iets begin. Daar's paar van hulle is heeltemal vertrek. Ja, regtig eerlik is. En gaandeweg die 94 hulle kom en gaan. En François Pienaar speel die wêreldbeker en al die goedjies. Toe kom hy ons agter maar wag 'n bietjie. Dit werk nie. Want ons boere is nog nie Afrikaners nie. En al is ons Afrikaners, word ons nog steeds vergis. Ja. En Malema kom op en hy sing Kiel de Boer en Zuma sing Kiel de Boer. So al die wonderlike vrede aan hande vat en kom maar jassing het nie gewerk nie. Ja. Nou weet die boer nie veel van 'n keuse nie. Hy beter begin boer wees of hy gaan vertrap word. En dit sê ek met erns, jy gaan vertrap word tot stof as jy nie opstaan en boer wees. Dit is eenvoudig. Dit is so, oom, kyk hoe lekker val die reën daar buite, dit is allemaal wonderlik hoe die natuur is, met die plante en alles so. Ons hoop die klank is reg, ou Barries, wat ons klankman is vandag. Ek wil jou sê, baie dankie ou Barries, hy het alles vir ons kon opstel hierso om hierdie gesprek moontlik te maak vir die ZAR boervolk. Dit gaan oor die verskil tussen of jy 'n Afrikaner of 'n boer is, en ook oor die geskiedenis daarvan. So, dit is baie lekker om te gesels vandag met oom Johan, wat die ZAR se hoofregter is, en daar's baie min mense wat nog weet van hierdie proses wat jy kan volg om jouself te ontvoeg, los van hierdie sataniese waterwetstelsel, naamlik die Suid-Afrikaanse regering, en dis interessant, en jy moet jou huiswerk 'n bietjie gaan doen, en ek hoop ek prikkel jou nuuskierigheid met hierdie gesprekke, maar as jy nou later ingeskakel het, gaan kyk gerus op die webblad van www.zarboervolk.com, en dan sal jy die vorige gesprekke ook kry waar ek met Liebrecht van Jaarsveld gesels wat die ZAR Balie is om 'n bietjie meer lig te werp oor die roete wat ons kan volg, oom Johan, en die visie, die droom wat ons het, want dit voel vir my asof ons drome in die laaste 10-20 jaar is weg. Die ouens sit met hulle neuse in hulle werke, hulle is ongelukkig, die huwelike breek op, die kinders raak opstandig. En as jy nou die Bybel van voor tot agter begin deurlees, en jy kyk wat met ons gebeur het in die laaste hoeveel jaar van ons boervolk se geskiedenis nie, dan kom jy eintlik agter, is maar 'n groot pylstert se plan gewees, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Kyk na die patriotisme wat nou weer posvat in Amerika, die regsgesinde mense, of kom ons noem dit konservatiewe mense, nie regsgesind nie, wat selfs in die hele Europa en België en in Nederland en oral wat opstande hou met hulle trekkers en vir die polisie bang maak. Ons is 'n bietjie min. Winnie Mandela het gesê, we will outbreed them, het sy geskree. En hulle het inderdaad so gedoen, soveel so dat daar nou al meer swart mense gebore is in Suid-Afrika na 94 is die totale boerebevolking wat hier, 'n blanke bevolking wat hier is. So, ek dink die tyd het gekom dat ons nou die mense weer bietjie moed gee, hoop gee. En as mens oor hierdie dinge begin praat en jy kyk na die profesie wat uitspeel, dan kry ek hoop, oom, en om met mense soos oom te praat wat daarom nog die kennis het en die kundigheid het om ons te help om 'n plan te beraam. Maar nou het hulle ook gesê niemand anders gaan ons help nie, ons gaan onsself moet help. So dit is waarom hierdie hele ontvoogdingsproses ontstaan. Ja, kyk, soos jy gesê het, jy nie geskiedenis het nie, jy nie toekoms nie. Ja. Vind jouself, vind uit oor jouself, vind uit oor jou ouers, vind uit oor die. Voeg jouself by die waar jy voel jy hoort. Die mense wat jou taal praat, die hartsmense van jou, dit is die belangrike ding. Jy kan nie met enige skorrie of ding ophak nie. Ons het mense van lae opvoeding en lae inkomste en sulke goed wat fantastiese mense het. Ons het mense van hoë opvoeding, sogenaamde breeding en al sulke goed wat regtig gemors is, jammer om te sê, maar dit het ons nou al gesien in die verlede. Ons sien dit elke dag, ons kyk na die hofsaake wat kom, ons kyk na al die nonsens wat kom, en dan wonder ons oor al die goed wat agteraf is, die mense op hoë plekke wat allerhande goed doen. En ons sit met goed soos die plakkerskampe. Dit is basies konsentrasiekampe. Dis ons mense wat daar sit. Ons laat hulle daar bly. Wat doen ons vir hulle? Ons kyk vir onsself. Ja, ek wil 'n goeie aftrede hê, ek wil huis in die Bosveld hê, ek wil hierdie ding, daar doen.
Maar uiteindelik gaan ek niks sien nie, want my mense gaan niks sien nie. My groep word verdelg. As ek help om my groep te vertrap, gaan ek saam met my groep vertrap word. Ja. Dit is wat dit is. Ons beter opstaan en mens word en boer word. Want boer word in hierdie land beteken een ding, jy is 'n geloftekind. Ja. Om 'n kind van die gelofte te wees, is om jouself te dra daar volgens jou verantwoordelikhede na te kom, te doen wat jy moet doen, en dan sal die seëninge kom na jou en jou toe. Dit is wat Ek het vir Liebrecht gesê, ek sien myself as 'n apart gestelde persoon. Apart gestel vir God eerstens, maar ook dat ek aan die boervolk behoort. So dit is die plekkie waar ek gemaklik voel, dit is waar ek voel daar mense van integriteit is, en soos ons sê, ons moet eerlik wees, ons is mense, daar's 'n paar rowwe jacks en daar's 'n paar oordentlike mense, maar dit gaan oor die assosiasie van 'n klompie mense wat 'n stuk grond bekom het. Dit is by ons gesteel deur die Britte in samewerking met ander mense wat dieselfde velkleur as ons het en ons taal praat. Wat sê die woord, hulle gaan lyk soos julle. Maar hier is 'n geleentheid vir ons om deur 'n proses wat onlangs weer gebore is of op die been gebring is, te ontvoeg, 'n papierproses wat julle by die hoofkantoor doen om die mense los te kry van die statutêre stelsel. Ek het vir Liebrecht gesê, ek dink as daar 'n derde wêreldoorlog uitbreek en daar's 'n klompie mense oor, en as ons dan reeds 'n struktuur in plek het, met 'n volkshof en ons het mense wat aangestel is, dan sal dit vir ons 'n baie groot voorsprong. Maar ons struktuur het almal voorspel 'n derde wêreldoorlog en chaos en moord en goed, en ek sê nie dit gaan nie gebeur nie. Ek moet eerlik sê, ek is bang ook dit gaan. Ja. Maar na die oorlog, na die moorde, gaan ons kom op 'n stadium waar mense met mekaar moet begin praat. Ja. Dis nie net 'n kwessie van begin 'n oorlog en wen nie. Ek gaan nie oorlog begin, glad nie. As daar oorlog kom, gaan ek my bes doen om te wen, absoluut. Ja. Maar die belangrikste van alles wat ek moet wen, is die vredesproses, daar by die tafel. Oom Johan, weet jy wat? Ek het op 'n punt van my lewe gekom waar ek wil nie meer met mense beklei nie. Ek meen as jy nou jonk is en jy het dalk 'n brandewyn gedrink of twee, dan is dit nou 'n ander situasie, maar ons gaan nou nie eens daaroor praat nie, maar wat ek sê is as mens, ek wil met niemand beklei nie. Ek het op 'n punt gekom waar ek met mense wil stry oor sekere goed, soos wat my kennis vermeerder het en ek entoesiasties geraak het oor sekere dinge. Maar ek dink ons moet in die hele land moet op 'n punt kom waar ons kan sê, luister, as julle klomp Zulus of julle Afrikaners of julle klomp Tswanas of julle wie ook al julle eie dinge wil doen, gaan doen dit in vrede, maar los ons uit. Ek het swart stamme wat my bel, en dis nou nie politici, Ja. dit is mense van hulle aristokrasie, van hulle hoër instellings. Hulle wil baie graag saam met die boere oppak. Ek gaan dit nie doen op hierdie stadium nie. Ek gaan dit glad nie doen as ek kan help nie. Hulle gaan nie op die boere se rug ry nie. Ek gee nie om as daai mense hulle eie vryheid besorg, as hulle eie interne struktuur. Ek wil vir die boere strukture stel. Ja. My hof of hofregter is nie besig nie. Hoekom nie? Want die boere is op. Dis reg, ons is nie daar moeilikheid te maak nie. Ons gaan nie aanhou se goed steel nie. Nee, en ek het nou byvoorbeeld 'n ou Natal gekry wat fantastiese navorsing doen in die regte, en hy kry die hele kloutjie by die oor. Ons het binnekort ons sê goed op plaas en tot opleidingsklinieke waar die mense dit goed kan bespreek. Dit is fantasties, maar ons mense werk om goed, nie aan handgranate gooi en gewere skiet en sulke goed moet doen. Die mense wat dit voldoen, moet hulle self bekwam na, en ja, ek glo dit is goed om weerbaar te wees. Maar ons werk aan 'n gewone burgerlike struktuur wat ons onsself as volk daar kan stel en kan optree. Oom Johan, ek wil vir oom sê, as 'n medeboer, verskriklik dankie vir al die tyd en die moeite en die arbeid wat oom en oom se vrou insit om ook die hoofkantoor van die ZR boervolk op die been te hou. En baie dankie dat oom ook vandag gekom het. Dit was vir my 'n absolute groot voorreg gewees om oom hier by my te hê, en ek hoop ons gaan nog baie gesprekke hou, want ek dink ons gaan mense kry wat nou gaan begin belangstel, wat gaan begin besef dat hier dalk ietsie hier binne in jou is. En as jy 'n persoon is wat nou na van hierdie gesprekke geluister het en relatief oopkop daaroor dink, dan moet jy besef dat daar is te veel inligting om in 'n dag soos hierdie 'n klompie gesprekke te hou en al die goed met julle te deel. Hierdie is nie 'n organisasie wat daar uit is om net ledegeld elke maand te vat nie, maar ons vra 'n paar rand ledegeld, want oom Johan het 'n klomp administratiewe uitgawes ook, wat ons hulle daarom mee wil help.
maar ek wil vir jou vra om te gaan kyk en ek gaan weer die webblad adres gee, dit is www.zarboervolk.com en gaan doen jou huiswerk. Gaan kyk en as jy voel jy is 'n boer in jou hart, kontak ons gerus of maak 'n draai by die webblad en maak 'n draai by die hoofkantoor. Johan, baie dankie. En vriende, hou 'n bietjie dop, ons wil in die toekoms 'n bietjie meer gereeld van hierdie gesprekke hou sodat ons julle kan op hoogte hou. Boeregroete hier van Pretoria. Totsiens.